Goeiemôre, dis Dinsdag. Ek weet nie wat se dag dit is, die datum nie, maar dis Dinsdag. Ons Iran berig kom uit van die see, van die kus af vanoggend. Gulf of America, hier in die agtergrond. Ons het 'n tropical storm wat net hier om ons draai die hele tyd. Jy kan sien die golwe is groter as gister weens die storm. Maar nou ja, wat gaan aan met die Iran-oorlog? Daar's nou intussen het Iran op nog 'n skip geskiet daar in die stryd. En intussen word hulle gepound. Laasnag is daar weer groot strikes op Iran. En dit gaan voortgaan tot op dit nodig is om te eindig. Iran het besluit intussen om 'n paar missiele wat hulle het aan die buurlande in te skiet soos gewoonlik. En dis maar tit vir tat wat so die hele tyd gaan aangaan. Sover is daar oor die 900 skepe deur die Strait of Hormuz geëskort deur die US military. Die blokkade is in plek. Enige skepe wat wil aandoen by die kus van Iran word weggewys. Daar's een onskadelik gestel, al 'n paar weg het teruggedraai. Die met onskadelik gestel is met Hellfire missiele wat hulle maar net nie exhaust stack ingeskiet het. Maar dis basies die stand van sake. Iran dreig nog steeds volskaalse oorlog. Met wat weet ek nie, maar hulle dreig met dit. So maar sien wat hulle wil gebruik daarmee. En gaan dit ooit kom, soos alle beloftes wat niks beteken anyway nie. Dis wat die stand daar is. Niks veel verder om te report oor die stand van sake daar nie. Dis maar dieselfde as wat dit elke dag is sover. Maar die US military is besig om op te bou. Daar's magte besig om ekstra in te kom op die oomblik in die omgewing. So dis nie 'n onttrekking of iets nie, dit word groter. En president Trump het alle opsies op die tafel wat hy wil gebruik. Hy het baie tyd na sy kant toe. So dit help baie as jy baie tyd het, daar's niks wat hom jag nie. En kan voortgaan met die ekonomiese bloei op Iran en dan voortgaan met die voorbereiding om groot strikes te doen as dit nodig is. Iemand het my gevra, wat is die storie dat Amerika Kammersdag net genoeg wapens het vir 'n volskaalse oorlog net vir 'n paar weke? Ja, dit het ons gehoor ook met die oorlog begin. Toe sê hulle Amerika gaan net vir 'n week aan oorlog doen, dan ran hulle uit ammo uit. Wel, hy oorlog het 6 weke gehou en hy is nog steeds aan die gang. So nee, Amerika gaan nie uit ammo uit hardloop nie. Dink hulle nou ons maak nie nuus nie. En ons het nie groot stockpiles nie. Wel, hulle misgis moet daai ene. En ek dink Iran het dit ook gedink. Hulle het gedink Amerika gaan nie genoeg ammo hê om 'n volskaalse langtermyn oorlog te doen nie. En toe kry hulle 'n vet surprise. En dis dieselfde wat nou ook gaan gebeur. As hulle dink hulle kan wegkom, hulle kan ons net outlast. Dit gaan nie. Dit help hulle niks. Die US military het nog steeds eers op hierdie tipe Iran as skiettekens na keuse. En dit kan so voortduur. So sien of daar begin dieper in Iran tekens of opportunity getref gaan word, maar daar was gisterand klomp baie tekens getref. Okay, dis al vir vandag. Geniet die dag. Ek sal miskien nie weer vir die volgende dag of twee 'n report doen nie, maar geniet die dag. Cheers.